baie van ons weet, ek het 'n bietjie donderdag aand dit uitgesaai daaroor gepraat, maar ek wil vanaand net kortliks 'n bietjie daaroor gesels vanaand terwyl ons dan oorgaan met die nagmaal. Wat so mooi is dat u weet ons het die Paaskonferensie waar die Paska die feestyd ingaan en die behoute broodfees ingegaan het, dat het al die maandag begin soos gegaan het tot met die Sondag en die Here Jesus wat dan gekruisig is die Vrydag aand en toe die Sondagmôre wat hy opgestaan, die derde dag opgestaan het. En die woord van die Here sê ook so mooi dat 40 dae daarna toe die Here Jesus se Vader hom kom haal toe het besluit, halleluja, die raad van die hemel het besluit, halleluja, hy opgevaar gaan sal weggeneem sal word. Halleluja. En dit was vir my so mooi terwyl ek hierdie week so 'n bietjie daaroor lees en dit so 'n bietjie bepeins en so 'n bietjie navorsing doen. Wil ek net daaroor praat bietjie vanaand daarom dit bietjie meer agtergrond gee en die 40 dae hoekom hy op hierdie aarde moes gewees het. Die Here Jesus het 'n doel gehad daarmee. Hy het 'n doel gehad. Ek wil vanaand vir julle geliefdes, ons is vanaand voor hierdie nagmaaltafel. Ek wil vir julle sê baie keer besef die mense regtig wat se prys die Here vir ons betaal het. Want ek wil vanaand vir jou sê, die Here Jesus, hoor vanaand, as hy besef wat se prys ons betaal, as die mens besef wat se prys ons betaal het, dan wil ek vir jou sê, dan sal die mense alles in hulle vermoë doen om by die huis van die Here te kom. Alles. Hierdie is 'n groot prys wat hy vir ons betaal het. Maar weet jy die dag toe hy opgestaan het, halleluja, was dit so 'n groot wonderwerk. Maar die mooiste was gewees, halleluja, tussen waar hy opgestaan het en wat hy die aarde verlaat het, was hy vir 40 dae lank op hierdie aarde met 'n doel gewees. Vir 40 dae lank het hy rondgegaan soos waar hy sy Vader, soos hy die evangelie gaan verkondig het, soos wat hy die woord gaan verkondig het, soos wat hy die hemel gaan verkondig het, soos wat hy alles het hy weer na die dorp teruggegaan om vir die mense te wys dat hy werklik waar opgestaan. Laat self die disippels sê, maar sien ons nie nou 'n spook wat hier aankom nie? Is hierdie nie 'n spook wat ons sien nie? Hy sê nee, en hy tel sy hande so op, hy sê kyk, die gate in my hande, halleluja. En hy het so rond beweeg, en baie van die mense wil hom omhels en so sê nee, moet my nie aanraak nie, julle kan my nie aanraak nie. Maar die Here Jesus het vir 40 dae, het hy nog op hierdie aarde geloop met sy voete, en dalk miskien met 'n donkie of 'n esel gery, maar hy seker gaan maak, dat ek en jy weet, laat die mens bewus is daarvan, laat die Here Jesus Christus het die dood oorwin, hy het opgestaan, hy lewe, hy is nie dood nie. Want as baie mense dit tweede sou gesien het, sou hulle gesê het, ag julle joh, ag, jy het 'n spook gesien. Ag, jy praat nonsens. Maar die Here Jesus het gesorg dat elke een wat hy kon bereik het dit sien. En hy het met elkeen gedeel en vir hulle gesê, dit is ek wat die dood oorwin het. Ek gaan binnekort na my Vader toe, halleluja. Ek gaan binnekort daar waar ek my goudstad gaan voorberei en as ek klaar is, kom ek terug om julle te kom haal. Die prys wat hy vir ons betaal het, is so groot, dat geen mens op die aarde kan dit terugbetaal nie. Al gee jy net jou lewe, want dit wat voor lê, is nog groter as dit. En so die Here Jesus gegaan van dorp tot dorp, en het gegaan, halleluja, en hy het self, met die mense gepraat, en hy het met hulle gedeel, en halleluja, en hy het gesê, Jesus, dit is ek. En terwyl hy daar besig was, wil ek vir 'n gedeeltjie lees, ook hier uit Matteus 8, halleluja, in die Nuwe Testament sê hy so. En toe hy van die berg afkom, het 'n groot menigte hom gevolg. En daar het 'n malaatse man gekom, en voor hom neergeval en gesê, Here, as u wil, kan u my reinig. Luister mooi. En daar het 'n malaatse man gekom. Hy het opgegaan na die Here toe. Hy het nie gedink en sê, ag liewe Jesus, is nou in die dorpies, hy gaan nou rond, miskien kom hy hierdie dorp na, en as hy hierdie dorp laat kom, gaan ek hom vra om my te genees. Nee, hy het opgestaan en het gegaan, die woord van die Here sê, hy het na Jesus toe gekom. Hy het die Here Jesus gaan soek. Wat doen die mense vandag? Hulle wil die Here nie meer net soek nie, hulle wil net vra, Here gee, en dan moet die Here gee. Hulle wil nie daai moeite opoffer om te sê, ek gaan bietjie die Here nou soek. Ek gaan nou bietjie daarna toe om die Here se aangesig te soek. Halleluja. En weet jy wat sê? Toe hy na die Here Jesus toe kom, toe hy klaar geloof, want hy sê so dat halleluja, kan u my reinig? Here, as u wil,
As jy wil, kan jy my nou reinig. Hy het nie gesê, Here, jy moet nie los, as jy nie my wil reinig, jy los. Hy het gesê, Vader, halleluja, sê dit so mooi, as jy wil, reinig my asseblief. Hy het die Here gaan soek. Daarop steek Jesus die hand uit en raak hom aan en sê, ek wil word gereinig. Onmiddellik toe sê die Here Jesus Christus, die tyd wat hy nog op die aarde was, daai laaste rukkie het hy rondgegaan en hy het nog steeds gewys wat hy kan doen. Hy het nog steeds gewys hy kan reinig maak. Hy het nog steeds gewys dit. Maar hier kom die gedeelte, wat as die mooi dit, die Here Jesus het van die berg af gekom, halleluja. Hy was daar in kontak met sy Vader. Daar was niemand om hulle gewees nie. Niemand nie. Maar hierdie belaaste man het geweet dat die Here Jesus moet hierdie pad gaan en hy het vir hom gaan wag. Hy was op pad na hom toe. En hier kom en die Here maak ons op, maar hoor wat sê die Here vir hom, halleluja. Ek wil word gereinig. En dadelik is hy van sy melaatsheid gereinig. En Jesus sê vir hom, pas op, dat jy dit nie aan ander vertel nie. Pas op. Pas op. Maar gaan vertoon jou aan die priesters en offer die gawe. Die Here Jesus sê vir hom, moenie nou hardloop. Hy sê, hoor, maak jy nou die Here gesien? Kyk wat het gebeur het goed. Nee, hy het gesê, gaan toon jou. Gaan net in hulle omgewing. Bly doodstil, moet niks sê nie. En hier kan ek baie keer wil 'n bietjie stilstaan, dat baie keer kan sê, dat baie keer wanneer die Here jou seën, of die Here jou aanraak, of die Here jou bless, moet 'n ou bietjie stil bly teenoor ander. Omdat mense is jaloers. Mense sal jou ondermyn tot die dood toe. Die mense kon daar geskied vir hom gesê, maar luister, is jy nou die Here Jesus se blue eye, hulle word so kwaad en hulle stenig hom dood. Want dit was in daai tyd gewees. Hulle die mense dood gestenig. Hulle kon so kwaad geword en sê, jy is die Here se blue eye, kom ons hang jou op. Of jy sê, Here se blue eye, ons gaan jou toesluit. Of ons gaan jou in 'n leeukuil gooi. Nee, die Here Jesus sê, gaan toon jou net. Maar moet niks sê nie. Met ander woorde, die mense die hele tyd gewonder. Maar hoe kom hierdie ou? Hoe kom hierdie ou? As broer Kobus môreoggend hier so 'n môre Sondag met sy helikopter hier land, moet ons net wonder hoe kry dit reg. Ons moet nie te weet nie. Ons moet net wonder. Hier land hy met 'n helikopter. Die Here het hom geseën hierdie week. Maar baie keer in hierdie lewe, die Here Jesus sê vir hom, halleluja, wat Moses voorgeskryf het, tot die getuienis vir julle. Hy sê, bly stil. En Jesus sê vir hom, pas op. Halleluja, dat jy dit aan niemand vertel nie. Luister wat ek vir jou sê, melaatse man. Moet dit nie gaan vertel nie, gaan vertoon jou net aan die mens. En so moet ons in vandag se tyd kom, te sê, liewe Jesus, dankie vir wat U vir ons doen. Geliefdes, ek het al baie keer in my lewe het ek al mense beleef oor bekleierery, oor geld, veral met erfdom, wanneer jy iets erf. Hoe hulle Bybels, ek beloof jy, ek vat nou nie 'n voorbeeld hoe hulle Bybels vat en uitmekaar uitskeer en so op die grond gooi. Dat hulle Bybels vat en skeer en vloek en skree en sê, maar as ek kan erf, hoekom daai, hoekom daai? Hoekom dit, hoekom dit? Mense kan so vinnig kwaad word en dink, ja, ag ek gaan nie so doen, net daai ou word aangeraak daar. Partykeer moet 'n mens bietjie swyg. Here, dankie vir wat U vir my gedoen. Here, dankie vir wat U vir my by my werk doen. Dankie vir wat U vir my by die universiteit en op by die skool doen. My punte is baie hoër as daai. Here, dankie daarvoor. In vandag se tyd, en die Here Jesus het geweet, dat as hierdie persoon gaan praat, hierdie man, kan daar probleme op hom wag. En hy het vir hom gesê, gaan vertoon jou net. Dis al wat jy doen, moet niks doen nie. Gaan vertoon jou net. Bly doodstil. Ek het jou gesond gemaak, want dit was my wil. Ek wil. En ek wil vanaand weer so kom die Here Jesus vanaand en sê, soos dikwels as wat julle by mekaar kom, gebruik hierdie dag om te vergifnis van julle sonde. Halleluja, gaan dit nou lees, gebruik dit, halleluja. En vanaand wil die Here sê, ek wil jou geneer. Toe ek vanmiddag so praat, kyk en ek praat en ek dink so oor alles wat, jou duiwel wat ou probeer danse, jou duiwel wat probeer mense aanval en sê, hy weet 'n mens is net 'n mens. Maar wil ek net vanaand sê, Here, wees my genadig as U wil. Here, wees ons genadig as U wil, Here. Ek wil, vat dit vanaand. Vat dit vanaand, ek wil. Halleluja. Maar kom ons bly stil. Kom ons gaan net uit en sê, die Here het ons geseën.
Die Here het ons deurgedra. Die Here het ons opgetel ongeag wat. Die Here het ons vasgehou. Halleluja. Kom ons staan vas by die Here Jesus en hy sê dan vir hom, halleluja, Here, as u wil, kan u my heilig. Want hy het geweet die Here Jesus is in staat om dit te kan doen. Na 40 dae het hy gestaan. Terwyl hy daar staan, het sy moeder hulle daar gestaan, haar suster hulle, 2 van die disciples, en daar gestaan en gesê, ek gaan die seën oor julle uitblaas. Die seën. En hy het oor hulle geblaas. En hy het hulle geseën en die Heilige Gees oor hulle geblaas. Die Heilige Gees wat oor hulle geblaas, sê, ek gaan julle seën, naamlik oor julle te blaas. En toe hy oor hulle geblaas het, toe sê die woord van die Here, toe 'n wolk hom weggeneem. En die woord van die Here sê, voordat hy in die 3de hemel kon ingaan, het die Here 'n wolk gebring, om alles toe te maak, toe die hemel vir hom oopgaan. Dit is baie interessant, sodat die mense op die aarde wat agtergebly het, nie kon gesien het, hoe lyk dit daar bo in die goudstad nie. Hy het dit toegemaak, die Here Jesus en die God die Vader het gemaak dat dit toegaan. Halleluja, hulle mag glad nie gesê, jy kan dit gaan lees in die woord van die Here. 'n wolk, en wat is wolke? Wolke is, onthou, wolke is in die Openbaring, dis 'n profetiese woord, naamlik engele. Engele kom voor in die Bybel as wolke. Wanneer die woord van die Here praat van wolke, praat hy van engele. En hy sê dit ook, wanneer kom, halleluja, die engele het hom gevat, en dit het hom weggevoer na bo toe, en so het hulle gekom, en hulle het alles toegemaak, waar die Here Jesus moes ingaan. Sikker die tuin van Eden, ek weet nie. Die hek het sikker oop gegaan, daai poorte sê, hulle verwag die seun van God terug. En toe maak hulle so toe dat Maria, Magdalena, Maria, en dis sê, hulle kon nie sien wat daar aangaan. Hulle kon nie sien waar hulle ingaan. Ek dink hulle sou dood neergeval het om daai heerlikheid te sien. Daai egtheid, daai mooiheid, halleluja. Ek wil vanaand jou sê, geliefde, as ons gaan vas aan die voete van die Here, dit is nie altyd maklik nie, want die duiwel wil ons onint kry, halleluja. Maar wat ek vanaand vir jou sê, ons sal hy beloofde land ingaan. Die opoffering wat ons doen elke Sondag, sien die Here Jesus raak. Die opoffering wat jy doen by jou huis om te vat, om te bid, sien die Here Jesus raak, halleluja. Kom ons staan vas vanaand en sê, Here Jesus, dit help jy ons beklei teen iets wat ons nie kan verander nie. Kom ons gee dit vir die Here. En ek wil vanaand, halleluja, as ons gaan nagmaal gebruik, wil ek jy moet vanaand sê, Here, ek is hier so, halleluja. Ek is vanaand hier so, Here, want ek weet, u kan my aanraak. U kan my help. U kan voorsien. U kan my werksomstandighede van. U kan my huisomstandighede van. U kan my omstandighede. U kan my lewe aan. U kan my hele binneste kan u verander. Ek weet die Here Jesus kan. Ek weet die Here maak 'n weg vir my. Hou dit liedjie wat sê, ek weet die Here maak 'n weg vir my. As ek altyd heilig leef, sonder haat na goedheid streef, ek weet die Here maak 'n weg vir my. En ek wil jou vanaand bemoedig om sê, kinders van die Here, kom ons staan vas, halleluja. Ons gaan nie na nagmaal gebruik, halleluja, glory to God. En wanneer ons dit gaan gebruik, gaan ons op mekaar wag, ons gaan kom haal, en ons gaan dit lekker saam gebruik. Amen en amen. Halleluja, glory to